Goeiemôre gemeente. Ha? Sê mooi hallo, ek kan nie hoor nie. Daar's hy. Is lekker om vanoggend saam met julle te wees, aan die ander kant van die operasietafel. Kan net vir julle sê, narkose is nou nog nooit vir my lekker gewees nie, maar ek het lekker geslaap. En dit gaan goed, die dokter sover tevrede met ons en met die vordering, so dankie vir almal van julle wat deur die week gebel, geboodskap, gewhatsapp, gewat het. Ons waardeer julle ondersteuning en uit ons harte uit baie dankie. Dan gaan ons vanmôre ook wonderlik hoekom ons by mekaar is omdat ons voor die Here is. En omdat hy ons Vader is. Omdat hy vir ons lief is. Omdat hy vir ons goed is. Maar ook omdat hy vir ons wil ontmoet, sodat ons lewens kan vernuwe, kan verander, anders kan gaan leef, sodat ons in sy weë ook kan wees. En as ons onsself voor die Here gaan verootmoedig, gaan ek vra dat ons daar waar ons sit, lied 508 sal sing, vaste rots op wie ek bou, een op wie ek kan vertrou. Ons bly dit sittende sing, vers 1 en vers 2. Vaste rots op wie ek bou, een op wie ek kan vertrou. Rots by wie ek altyd skuil, U is skenker van my heil. As die golwe om my slaan, bly my rots vir ewig staan. Sonde woed met alle mag, onrus kwel my dag en nag. In my sonde vasgevang, laat U my na U verlang. U het alles vir my veil, God my rots van ware heil. Bemoedig die wie se hande slap hang, help die wie se knieë knik, sê vir die wat moed verloor het, wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier, God kom julle red. Blindes sal kan sien, dowes sal kan hoor, lammes sal kan rondspring soos stakbokke, stommes sal kan sing, strome water sal uit die woestyn uitbars, daar sal riviere loop in die droë wêreld, die verskroeide aarde sal 'n moeras word, dorsland, waterryke wêreld. Genade, warmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan die Here se lof besing, om hom ook in ons midde in te trek, en ons gaan daarvoor Psalm 146 gebruik, 'n pragtige ou bekende lied nog in die kerk. Ons sing daarvan vers 1, 4 en 5 staande saam. Prys die Here, loof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef om eer, loof die groot en troue Heer.
aan sy skepping sonder grense, word deur hom steeds onderhou. So bly hy ook aan die mense, as sy maaksel steeds getrou. Hy die bron van wat bestaan, is ook oor die mens begaan. God gee uitkoms en bevryding, honger is gee hy brood. Hy genees ons van ons lyding, en verlos uit elke nood, die verdrukte in gebed. Hoor hy aan sy liefde red. Dis interessante woorde wat Paulus met die gemeente deel in 1 Korintiërs 3. Daar's verdeeldheid in hierdie kerk, erge verdeeldheid, en hy spreek dit aan. Hy sê, broers, ek kon nie met julle praat soos met mense wat hulle deur die gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kinders in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Hoor net hierdie verskriklike goed wat hy sê. Hy sê, daar kom jaloesie, en daar kom twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is, en julle self nog wêrelds gedra nie? As een van julle sê, ek is vir Paulus, en 'n ander een sê, ek is vir Apollos, is julle nie dan nog steeds wêrelds nie. Wat is Apollos? En wat is Paulus? Hulle is net dienaars, deur wie julle tot geloof gekom het. En elkeen doen die werk soos wat die Here dit vir hom gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dis God wat laat groei. Het gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op 'n gelyke voet. God sal elke een beloon volgens sy werk. Ons is medewerkers in diens van God. Julle is die saailand van God. Gemeente, wat is die oorsaak van verdeeldheid dalk vanmôre in jou lewe? In die kerk was dit maar moeilik. Want dit lyk tog tot vandag nog dat kerke maar met mekaar hierdie ding uitspook. Wie se dominee is beter? Het lyk of kerke met mekaar nog die ding uitspook. Wie doen harder werk en wie doen meer werk? Dalk in jou lewe, gemeente? Wat veroorsaak jaloesie? Wat veroorsaak onmin in jou lewe? Jou buurman wat meer geld as jy het? Die ou in die straat af, wat langer ure as jy werk, meer verdien? Daai een wat 'n beter ouer as jy dalk is, voel dit vir jou? Kom die Here vanmôre deur die woorde van Paulus, en hy kom stel dit in die kerk reg. En hy kom sê vir jou en vir my vanmôre in die kerk, wat ons doen sal ons voor beloon word, ons hoef nie onsself te vergelyk nie. En as daar vanmôre 'n siekte van vergelyk is, kom sê die Here, lê dit neer. Kom sê die Here, offer dit. Kom gee dit vir my, want dit maak jou siek. Dit veroorsaak siekte, geestelike siekte in jou lewe, dat jy nie by die vaste kos kan uitkom nie. Dat jy by die melkkos moet bly, want jy kan nog nie die dieper goed verteer nie. Daarom is almal van ons vanmôre voor die Here skuldig. Want almal van ons het daai geneigtheid om dit te doen.
En as u hierdie woorde vanmôre diep bedink, gaan ek vra dat ons sal bly sit. As 'n verootmoediging voor die Here sal ons lied 235 sing. Ons sing daarvan die eerste vers as 'n gebed. Voor u wet hier staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar boal vir u, o Here. Die woorde van Romeine 1, wat die reformatie laat oopbars het, kom vanmôre by my op. Vers 17, in die evangelie kom juis tot openbaring, dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan, elke een wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Die wonderlike weerklank van die evangelie, wat vanmôre deurdring na jou en na my toe, dat die openbaring van hierdie evangelie lê in God, wat hy deur Jesus Christus gedoen het, sodat ek en jy, as ons in hom glo, vrygespreek mag word, dat ons van ons sondes vergewe mag word, enkel en alleen omdat ons glo. Glo jy dit vanmôre? Glo jy vanmôre in die Here Jesus Christus as jou enigste Here? Die een wat vir jou kom red het, jou verlos het? Staan dan saam met my op, dan sing ons vers 2 en 4 van lied 239 en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Wat kan ek doen om my sonde te versoen? Sou my hart met ywer gloei, sou my trane ewig vloei, nog gebede, nog geween, kan my red hier u alleen. Heer my rots bo almal groot, staan u vas in elke nood. Trou van mense kom en gaan, maar u bly onwrikbaar staan. Ewige rots, u laat ook my veilig ewig in u bly. Kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel,
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Dankie gemeente. Dit voel vir my soos 'n eeu terug, maar waar is al die jong mense? Waar is die kinders? Kom gou 'n bietjie vir my vorentoe. Kom. Hallo seun. Amy, wat sê jy? Hoe gaan dit met jou? Goed. Hallo julle. Wat sê jy ou? Jessie, ek weet nie eers meer hoe lyk julle nie. Hallo Nathan. Wat gaan met julle? Wat gaan met jou? Hoe voel hy knie? Sy weer reg. Hallo Lelani. Hallo. OK, ouetjie, sit gou vir my. Sit gou vir my. Daar's sy. OK, ek wil nou, daar sy. Kom sit julle almal gou hier voor. Dankie. Ek wil 2 van julle vanoggend gebruik as 'n voorbeeld en ek dink die beste is my 2 seuns. So kom julle vorentoe want hierdie voorbeeld gaan die beste op julle werk. Right. Ek het vanoggend 2 goed saamgebring. Wat is dit hierdie? Kom julle ouetjies, wat is dit? 'n Voorskoot. 'n Voorskoot. Ek gaan die voorskoot vir myself aantrek. En ek het nog 'n lappie gebring. Wat is dit hierdie? Is 'n vatdoek? Ja, is 'n vatdoek, maar ons kan dit as 'n borslappie gebruik. So ek gaan dit vanoggend op Hendrey sit. Ek mors nie kos nie. Jy mors nie kos nie, maar dit gaan met die beeld. Jy het al gesien hoe lyk jou klere as jy klaar geëet het. Jy mors. Right. Daar's vanoggend 2 maniere hoe ons in die wêreld kan leef. Ek kan 'n voorskoot aan hê of ek kan 'n borslappie aan hê. Wil jy die voorskoot aantrek? Wil jy die borslap aan hê? OK, ek sal nou vir jou dat julle ruil. Nou julle, hoe werk dit in ons huis? In ons huis het ek en Tannie Retsie voorskote aan. En my seuns het borslappe aan. En hulle word net die heeltyd bedien. Ja. Jy het 'n blou bil. Dis mamma se en ek het my blou bil een by die huis gelos. Dit is hoe dit in my huis werk. Ek weet nie hoe lyk dit in julle huis nie. Maar in my huis, as daar kos gegee moet word, wie moet dit gee? Papa en mamma. In my huis, as daar skool toe gery moet word, wie moet die kinders skool toe ry? Jy. Papa en mamma. Waarskynlik meeslik mamma. Ek gaan tel julle daarom op. In my huis, as ons vir ietsie vra, dan sê hulle nee, ek het 'n borslappie aan, bedien my. Papa. Kyk nou hoe lag julle hierso, want dit gebeur in julle huise ook. Nou weet julle dat dit in die kerk of in die koninkryk van die Here mag nie so wees nie. In die koninkryk van die Here, moet ons almal voorskote dra. Kan ek maar hierdie op my skouer gooi? Ja, jy. En ons moet vir jong mense leer, ons moet vir julle ook leer, hoe kan ons ander mense dien? Hoe kan ons buig om dit vir ander mense gemaklik te maak? So wat julle kan doen is, julle kan begin vir mamma en pappa vra. Mamma of pappa, is daar iets wat ek vir julle kan doen? Doen julle dit? Ja. En wat vra hulle dan gewoonlik vir julle, Nathan? Ja. Nee, wat vra hulle vir jou? Wat moet jy doen? Hy vra dit nooit nie. Hy vra dit nooit nie. Wie van julle maak so nou en dan vir ma of pa darm koffie? Altyd vir julle. Wie van julle was darm skorrelgoed? Ons Wie van julle maak julle beddens op? nee, Dit is die laaste week, ja. Wie van julle sorg dat julle klere vir die volgende dag reggesit is? partytjie. Julle sien, dit is wat ons moet leer in die koninkryk.
wat kan ons verander doen om die wêreld en die lewe vir hulle net so 'n bietjie gemakliker te maak? Want anders sit ons die hele tyd met 'n voorskoot aan ons lyf, né? Ons wil die hele tyd net bedien word. Waar's my kos? Waar's my koffie? Waar's my slaapklere? Dis die beste van alles is my kinders hulle klere soek, is dit hulle wat dit self bære. Waar is dit? Wanneer gaan julle dit vir my doen? Wanneer gaan ons dit kry? Waar die Here Jesus ons leer, nee. Wat kan ek vir jou doen? Is daar iets wat jy nodig het? En daaroor gaan ons vanoggend so 'n bietjie praat. So, daar gaan sit ons weer by ons ouers. Dankie julle. Ek gaan gee daai vir mamma, dat dit veilig by haar is. As hy. Die Here bring ons vanmôre na Johannes hoofstuk 13 toe. Ons gaan daar vers 1 tot vers 17 met mekaar deel. Johannes hoofstuk 13, vers 1 tot vers 17. Ek gaan dit vanoggend bietjie anders omdoen. Ons gaan die skrif lees en dan vir die gebed gaan ons dan staan vir die gebed. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, die seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. En toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en hy het begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan U my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai, daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen." Ons lees vanmôre so ver. Kom ons staan, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vanmôre dat U ons kom ontmoet in U woord.
O Here Jesus, vir dit wat vanmôre na ons toe kom, is ons diep bewus van ons eie beperkings. Uit ons menslikheid sal ons nie die diepte hiervan kan pyl nie, en daarom bid ons vir die leiding van die Gees. Dat U vanmôre ook weer met ons sal werk, ons harte sal kom oopkrap, en dat U sal kom uithaal wat nie daar hoort nie. Here, ons vra dit ook nederig, want as ons self sou krap, sou ons 'n klomp goed nog gelos het. Daarom het ons U nodig om dit te doen. Dat U sal uithaal wat nie daar moet wees nie, en dat U sal insit wat U wil hê vervang moet word. En as ons dan vanmôre voor die woord is, kom bid ons vir die influistering van die Gees, maar ook vir die inspraak van die Vader, deur die wonderlike liefde van die Here Jesus Christus. Ons bid dit in sy naam alleen. Amen. Gemeente, dit vat nie baie nie, as ons nou sommer na die laaste gebeure in die week sou kyk, wat ook al nou op die wêreldfronte gebeur het, julle weet mos nou van dit wat gebeur het in Amerika, en dit wat ons eie land op gereageer het, as 'n ou so bietjie na die laaste tyd se goed sou kyk in ons wêreld, dan is dit nie moeilik om gou vinnig negatief te word nie. Dis nie moeilik om vanmôre 'n bietjie mismoedig te word nie, en die vraag sou eintlik dan vanmôre wees, waar lê die toekoms? Wat bepaal die toekoms? Waarna toe is ons op pad? Is daar ooit 'n toekoms? Gaan dit beter word? Gaan dit slegter word? En ons kan vanmôre mekaar met baie voorbeelde besig hou, maar dis nie hoekom ons hier is nie. Gaan daar 'n toekoms vir ons kinders wees? Gaan daar 'n toekoms vir hulle kinders wees? En as ek dit nou vanmôre na die kerk toe sou trek, dink ek dieselfde dringende vraag lê maar by ons as kerk ook. Is daar 'n toekoms vir die kerk? Gaan die kerk dit maak? Dis ook nie moeilik nie, want die statistieke en die goed wat vir ons gegee word, sê vir ons dat die algehele kerk besig is om te krimp. Die kerk is besig om kleiner te word. Mense te verloor, en nie net dit nie, lidmate wat op jou boeke lê, maar wat glad nie kerk toe gaan nie. Is daar 'n toekoms vir die kerk? En om dit nog erger te maak, gemeente, is dit die dualisme waarmee die mense vandag in die wêreld leef. Dat ons op 'n Sondag een ding bely, maar in die res van die week 'n ander ding leef. So asof die kerk uitgedien geword het. So asof die kerk nie meer relevant is nie. Ons hoor dit so baie by jong mense, die kerk moet aanpas, die kerk moet verander. Ons hou nie tred met die tye waarin ons leef nie. Dalk is daar 'n stuk waarheid daarin, ek weet nie. Maar ek weet nie of verandering van grondslae of verandering van spoed enigstens die kerk gaan verander nie. Of gaan dat groei nie. En daarom wil ek vanmôre by die punt van hierdie boodskap uitkom vanmôre, waaroor Johannes 13 gaan. Want as ons vanmôre die boodskap van Johannes 13 gaan begin begryp, dink ek die Here gaan vir ons daar sê, waar lê die toekoms? Waar lê die hoop? En ek wil vanmôre begin deur u so 'n bietjie terug te vat, na so 1700 jaar gelede, in die jaar 300 na Christus, in 'n Romeinse Katolieke kerk in die suide van Engeland. Die kerk het die gewoonte gehad in daai jare, wanneer hulle nagmaaldienste gehad het, dan het hulle ook 'n voetwas seremonie gehou. Wat dan gebeur het was, die priester van die gemeente het voor gaan staan by die tafel, en hy het 'n waskom gehad, en hy het 'n lap oor sy skouer gehad, en voordat die gemeente dan tafel toe gekom het om nagmaal te hou, het hy eers hulle voete vir hulle gewas. So die mense het uit die banke uit kaalvoet vorentoe gekom, en dan het hulle die ritueel deurgegaan, en dan het hulle die nagmaal by die tafel gevier. Tot hierdie een spesifieke sondagoggend, toe 'n lidmaat by die priester aankom, en hy het sy kouse aan.
En sonder om te huiwer, buig die persoon oor na hierdie vader toe en hy sê vir hom, sonder dat hy 'n grap daarmee maak, meneer, my kouse is ook vuil. Sal jy asseblief my kouse vir my ook was? En die priester, sonder dat hy nou daardeur 'n debat begin, buig toe vooroor en so goed as wat hy kan, begin hy hierdie ou se kouse te was aan sy voete. Tot sy verbasing, toe die ou se kouse skoon gewas is, toe gaan hy uit die kerk uit. Na die nagmaalsdiens, die sondagoggend, toe gaan soek hy die man op, toe kry hy die man in sy kamer op sy bed, met sy nat kouse nog steeds aan sy voete, snikkend huilend op sy bed. En die priester vra toe vir hom, wat is fout? En hy sê toe vir hom, meneer, ek was nog altyd bang vir die voetwas seremonie. Ek was nog altyd bang om die genade van die Here te naby aan my te laat kom. Eintlik wil ek vanmôre vir jou sê, Vader, ek is eintlik nog altyd bang vir God. Maar toe jy vanmôre my kouse was, het ek gedink, my kouse gaan 'n barrier vorm, dat die water nie te naby aan my vel gaan kom nie. Maar toe u my kouse was en my voete word nat, toe is dit asof die Here vir my sê, jy kan maar wegkruip, soveel as wat jy wil, ek gaan vir jou kry. En ek gaan my genade oor jou gooi. En ek gaan vir jou vergewe. Gemeente, ek dink die probleem van hierdie ou is die probleem wat ons vandag het. Want hierdie gebeure kon maar net sowel in die jaar 2025 gebeur het. Want dit is waartoe ons almal geneigd is. Ons almal het hierdie ingeboude meganisme in ons, dat ons net nie die Here te naby aan ons wil toelaat nie. Hy kan naby kom, maar hy moet net nie ingaan nie. En ons sukkel en ons weer hom af om te sê, maar hy moet net op 'n afstand bly op 'n sekere plek. Hy moet nie teen my wees nie. En ons dink verskonings uit oor hoekom dit nie nodig is om ten volle oorgegee te lewe aan die Here nie. Ons dink verskonings uit oor hoekom ek nie al my tyd nou kan gee nie. Ons dink verskonings uit oor hoekom dit nie nou al nodig vir my is om hierdie volle oorgawe te maak nie. En dan sê ek vanmôre vir u, dis die probleem met die kerk. As die kerk wil oorleef, gaan ek en jy ons kousies moet begin uittrek. En ons is nie die eerste mense wat so gereageer het nie. Petrus het ook. Hy sê vir die Here Jesus daar in vers 6, Here, u gaan tog nie my voete was nie. So menslike reaksie. So tipies menslik. Here, nee, u gaan dit nie aan my doen nie. En dan bevestig Petrus hierdie stelling in vers 8, en dan sê hy sommer onomwonde, tot in alle ewigheid, Here, sal u nie my voete was nie. Want die wêreld leer vir ons anders. Jy is standvastig. Jy is kragtig. Jy het genoeg moed om op jou eie te staan. Jy is 'n onkraakbare rots. Jy moet beheer hou. Jy moet regeer oor jouself. Jy moet nie die Here toelaat om deur die krake te kom nie. Nou gemeente, hoekom het Petrus so gereageer? Petrus het nie 'n probleem gehad met voetwas nie. Hy het die ritueel geken. Dit was 'n algemene gebruik in sy tyd. Die mense in Jesus se jare het met sandale op stofpaaie geloop. En as hulle dan by dorpe aangekom het, het hulle met stofvoete oor die drempels van mense se huise gegaan. 'n Goeie gasheer sou op sy huis se voorstoep 'n waskom gehad het met 'n lap, en dan sou hy 'n dienskneg gehad het, 'n slaaf wat die gaste se voete sou was. En daarmee het Petrus die probleem gehad. Want 11 keer in die hele boek van die hoofstuk van Johannes 13, 11 keer word daar na Jesus verwys as die Kyrios, die Here, as die leermeester,
as die seun van die mens, 'n titel wat uit die Ou Testament net aan die Immanuel gegee word. En waarmee Petrus se probleem het, is dat hierdie Here, hierdie leermeester, hierdie seun van die mens, mag het oor dood, mag het oor siekte, mense gesond maak, die natuurverskynsels beheer. 'n paar dae vroeër in Jerusalem ingestap, kom en die mense juig hom toe, die seun van die mens is nou by ons, die seun van Dawid is hier. En Petrus sê, maar Here, dis nie u werk om my voete te was nie. U is 'n leermeester. U is 'n kurios. U dra 'n kroon. Hierdie is die werk van 'n mindere. Hierdie is die werk van slawe, hierdie is die werk van mense wat niks werd is nie. Hoe kan u my voete was? Dis waarmee Petrus 'n probleem het. Want Petrus, vanmôre gemeente, soos wat ek en jy ook maar is, vergeet die grondbeginsel van die evangelie, waaroor Christendom in sy diepste wese gaan. Markus 10 vers 45. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te kom dien. En om so sy lewe as 'n losprys te gee vir baie. Jy weet gemeente, daar is vanmôre, ek dink een ding wat in ons pad staan, omdat ons kouse aan het. En dit was Petrus se probleem. Want Petrus het geweet, die enigste manier, en hoor vanmôre hierdie woorde, die enigste manier hoe ek die genade van die Here kan aanvaar, die enigste manier hoe ek die Here naby my kan toelaat, is as ek hom as my diensknegt toelaat. Is as ek hom toelaat in Filippense 2, dat God in die hemele was, homself minder gemaak het, die gestalte van 'n mens aangeneem het en homself nog minder gemaak het en 'n slaaf geword het en kom sterf het. Want die probleem waarmee Petrus sit daai aand, is as die Here Jesus daai aand sy voete sou was die implikasie daarvan dat hy dit ook sou moes gaan doen het. En dit is waar die kerk vanmôre worstel. Ek gee nie om hoe goed geformuleerd 'n kerk se strukture is nie. Ek gee nie vanmôre om hoe hervormd die kerk se eredienste is nie. Ek gee nie om hoe goed geformuleerd ons belydenisse is nie. As daar vanmôre een ding is wat die kerk in die toekoms gaan hou en staande hou, is dit vers 14 van Johannes 13, waar die Here Jesus vir jou en my sê, as ek wat julle leermeester is, as ek wat julle Here is, julle voete gewas het, dan moet julle dit ook gaan doen. Dan moet julle bereid wees om mekaar se te was. Jy sien, dis gemeente vanmôre een ding om te bely dat jy in die Here Jesus glo. Maar dis 'n totale ander ding om dit te gaan leef. Gaan vra vandag vir die jong mense, wat oortuig hulle? 'n lewe wat oorgegee is, en wat lewe soos wat hulle sê, dit is vandag die grootste getuienis vir 'n jong mens. Dat ek nie net iemand is wat praat nie, maar dat ek waaragtig iemand is wat doen. Dat ek by mense gaan buig met vuil voete. Dat ek by mense gaan buig met kouse aan. En soos my Here van my verwag, mense se voete te was. U weet gemeente, dit is waarmee die kerk sukkel. Want ons lewe nie met ten volle oortuigde mense in die kerk nie.
Ons kan vanmôre al die antwoorde hê. Ons kan vanmôre al die regte dinge sê. As mense vanmôre vir jou en my sou vra, waaroor gaan die evangelie, kan ons dit onomwonde vir mense sê. Maar dan kyk hulle, hoe leef jy môre by jou werk? Dan kyk hulle, hoe praat jy môre met jou bediende? Dan kyk hulle, hoe maak jy môre met die persoon agter die toonbank in 'n winkel? En dan sê hulle vir hulle self, I don't believe you. Prof Milan Nel, wat vir my jeugbediening gegee het op universiteit, praat eendag met ons oor sendingwerk, oor getuienis. En hy word genooi na 'n Oos-Kaapse dorpie toe. En hy sê, soos wat hy in die Oos-Kaapse dorpie inry, kom hy agter dat dit nou nog soos in die ou jare was, die tradisionele dorpie sit aan die regterkant en die plakkerskamp lê aan die linkerkant. En die gemeente nooi vir hom, want hulle wil 'n sending aksie loods, hulle wil iewers oor see begin sendingwerk doen. En hy gaan sit by hulle die oggend en hy vra vir hulle, wat doen julle vir die mense aan die oorkant van die pad? En hulle sê vir hom, prof, wat bedoel jy? Hy sê vir hulle, wel, julle het nou al hierdie planne om oor see te gaan, om iewers in Asië 'n verskil te gaan maak vir die Here. Ek wil net by julle hoor, as julle nou al so ver is, het julle sekerlik al by die mense aan die oorkant van die pad eers uitgekom. En hulle sê vir hom, nee prof, ons het nie enige planne met hulle nie. En hy vra vir hulle nou, hoe dink julle, gaan die mense in Asië julle glo, as julle niks vir hulle doen nie? En daai woorde slaan my die dag plat in die klas, waar die Here Jesus vir ons wil sê, moenie net hoorders van die woord wees nie. Wees doeners. Want julle sien, as die Here jou vanmôre oproep tot sy kind, dan stuur hy jou uit as 'n slaaf. As die Here jou oproep as 'n kind, dan stuur hy jou uit as 'n slaaf. En hy sê vir jou, trek jou kouse uit. Laat my dieper in jou lewe toe. Laat ek in jou hart ingrou. Dat jy saam met Petrus kan sê, Here, dan nie net my voete nie, maar Here ook my hande. Here ook my gesig. En sonder dat Petrus dit sou sê, Here, was ook my hart. Here, was ook my kop. Kom maak my deel van U. En as daar vanmôre een wens in my hart is, gemeente, is dat as ons vanmôre net hier kan wegstap, ten minste met nat kouse, dan sal ons hierdie evangelie begin verstaan. Begin te lewe soos wat jy in die kerk bely. Begin te doen wat die Here van jou vra. Hou op verskonings-uitdink. Gaan wees kinders van die Here. Amen. Dierbare Hemelse Vader, ons bely dit vanmôre in die naam van Jesus Christus, dat ons hierdie nie uit ons eie kan regkry nie. Ons het die inspraak van die Gees nodig, om in ons lewens in te tree. O Here, dat ons sal doen soos ons praat. En kom help ons ook daartoe, Vader, dat U genade sal groot wees op ons. Want Here Jesus, U sê tog vir ons net 'n paar hoofstukke verder, in hoofstuk 15 vers 5, sonder my kan julle niks doen nie. Daarom bely ons afhanklikheid van U, Here.
Kom leer ons van die dienende dienskneg, sodat ons ook daardie juk op ons kan tel, en kan doen wat U vra. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. Amen. U kan die Here dien met U dankoffers. Dankie, gemeente, dat ons net gou die afkondigings ook net hanteer. Ons wil graag net by die gebedslys begin, by ons mense wat siek is. Kobus is vanoggend hier, dis lekker om jou te sien Kobus, dankie vir jou ondersteuning by my. Vir Louis Lingenvelder, ek het nie vir Louis vanoggend gesien nie, maar julle kan maar aan Louis ook dink. En daar vergeet Dominee Joe. Hemelvader, dankie vir die dankoffer vanmôre. Dankie vir elkeen wat sy harte oopgegaan het daarvoor. Ons kom vra dan ook vanmôre dat U dit sal kom seën en dit kragtig sal gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk, ook hier in Kroonstad. Amen. Dankie julle. Ekskuus, dis 'n nuwe reëling wat ons weer na Maandag aan se kerkraad ingestel het. Dat ons vir die Here wil dankie sê vir sy mense wat vir ons ook mildelik gee. Dan gemeente teens Jordaan, kan julle voorbid vir oom Natie, hy was in die hospitaal, hy is weer terug uit die hospitaal uit, hy het maar bietjie nierprobleme gehad, ons kan maar aan hom dink. Fossie is nog nie terug nie, hy is nog by die huis, sterk aan ook na operasie, en soos julle kan sien, ek is hier, so, dankie vir julle almal. Dan wil ons net vir Henny en Dorette, waar sit hulle? Ek het hulle vanoggend gesien. Ons wil net sympatiseer met die afsterwe van Dorette se ma. Ons wil vir hulle sê baie sterkte ook in die tyd wat vir hulle voorlê. Gemeente, dan by ons verjaarsdag, is 'n paar mense wat lekker verjaar, vanmôre verjaar om Benny Kok. As jy hier is, steek net jou hand op, dan kan ons vir jou 'n sjokoladetjie gee. Dan maandag Werner Vergoetini, dan die Mandy, ek sê nie vir Werner nie, maar sê vir hom, ons sê baie geluk. Dinsdag Edrich Botha en Roselle Wilson, ek het ook nie vir Roselle gesien nie. Woensdag Sas Leroux,
En dan donderdag Willem van Heerden. Die mense is nie hier op hulle verjaarsdae nie. Vrydag P.J. Botma. Daar sê baie geluk, Benediek. Daar sou Kyle gaan gee, daar vir Benediek, die ou met die mooi baard wat so mooi gesny is. Dus, sê vir P.J. baie geluk, Benediek. Dan ook Mansie Kraus. Ek het nie die Krausies gesien vanoggend nie. Saterdag verjaar Henda, sy's hier. Baie geluk Henda. Kyle, gee maar daar vir skoonma iets. En dan Driekie de Klerk. Dit is nie vir Driekie vanoggend nie, maar ons kan vir haar ook net geluk sê in haar afwesigheid. Gemeente, dan na die diens, al die kinders vir kategese, bly vir ons na die diens agter. Julle kom gou hier na die kerkbanke toe, voordat julle na julle klassies toe gaan. So, al die kategese kinders, belydennisklas, julle is nou uitgesluit, julle klas is klaar, julle kan gaan koffie drink. Maar die res van die kinders, almal na die diens, gou hier in die kerkbanke by mekaar. Dan het Retsie gevra, as daar dames nog is, wat kan help met sop, vir die Pinkster, moet hulle hier voor wees. Hulle kort nog bietjie sop vir die Pinkster gemeente, volgende Sondag begin ons Pinksterweek, Sondagoggend tot Donderdag aand toe, ons gaan nou net in die aande sop hê, ons vra vir die van die dames hier, as julle vir die dames hier kan help om vir hulle net bietjie sop te gee, asseblief bly net na die diens agter, laat weet net vir Retsie, ek dink Connie sal ook daar wees, dan kan hulle julle details net ook vat. Wat gebeur dan nou hierdie week? Gemeente, daar's nou nie hierdie week veel goed aan nie, behalwe wil ons net sê donderdag. Donderdag hou die Gideons weer 'n jaarlikse hemelvaartdiens vir die dorp, hier in moedergemeente, en Dominee Peer de Plooi, wat vroeër jare hier by die Methodiste was, en hy's nou by die Bybelgenootskap, hy gaan die middagdiens lei, en dit is 1:15, maar ons sê altyd vir die mense, kom maar so van 1 uur af, dan is julle betyd, so almal van julle word donderdagmiddag uitgenooi, donderdag aand, 6:30, vir die van julle wat nou nie die middagdiens kon bywoon nie, ons gaan die aand hier vir die res ook 'n diens hou, ek sal dit vir u lei, en ons nooi julle dan daarna toe uit, maar kom na die middagsin toe ook, is altyd lekker. Volgende Sondag, kategese, en dan begin ons Pinkster, en ek dink die damesoggend Retsie, met Lindy Strydom, is daar nog 'n kaartjie, of is daar nog enkele kaartjies? Die van u wat nou nog nie 'n kaartjie het nie, dames, gaan kry daarso by die kerkkantoor, of verbel vir u stel, daar is regtig baie min kaartjies oor. Volgende Sondag is Barmhartigheidssondag ook, ons vra vir die gemeente om dan ook nie bederfbare produkte vir ons kerk toe te bring, so as julle hier instap by die deure, sit dit sommer net daar by die deure neer, julle hoef dit nou nie hier voor te kom neersit nie, Elsa, hulle sal dit dan hier by die deure ook kom optel. Bid vir die geslote lande asseblief vriende, en dan die karwagete, die 20ste Junie, ons herinner jy asseblief weer daaraan, alle skenkings asseblief julle, warm klere, warm serpe, warm dingetjies, skoene, kouse, handskoene, enige iets wat u vir ons kan gee, wat ons die aand vir die karwagte ook kan deel, ons vra vir u, ondersteun ons asseblief dan ook daarin. Salome is daar bo, as daar mense is wat wil help met kos uitdeel of kos maak, daai aand, asseblief laat weet vir haar, jy is bereid om ietsie gaar te maak, of die mans wat wil kom help braai, kom help ons braai, dit gaan 'n lekker aand wees. Ek dink nie, ek gaan veel meer as dit sê nie, wil net vir oom Amos en tannie Susan weer vanoggend welkom sê, dat julle hier by ons in die diens was, en ek hoop julle kuier lekker, en dat Suid-Afrika julle daarom goed behandel, mag dit vir julle 'n wonderlike tydjie wees. Ek weet nou nie hoe lank is julle nog hier nie, maar dit is vir ons lekker om julle weer vanoggend hier by ons te sien. Gemeente, ons gaan dan afsluit met lied 528, Leer my u wil, Heer. Ons gaan al 3 verse staande sing, kom ons doen dit tot eer van die Here. Leer my u wil, Heer, u doe met my, u pottebakker, met my die
klei. Vorm my en maak my volgens U wil. Op U vertrou ek, nederig stil. Leer my U wil, Heer, U plan vir my. Al laat ek nie doelloos, nutteloos bly. O, erkentlik, hier in U werk, as ek dan swak is, maak U my sterk. U gee U gawes, net soos U wil. Almal is diensbaar, elk met verskil. Vul met die Gees my breekbare kruik, dat U my oral nuttig gebruik. Mag die genade van God hierdie week baie groot op jou kom rus. En die liefde van die Here Jesus, mag dit deur die kouse na jou voete toe gaan, in jou liggaam in, deur die Heilige Gees wat van jou 'n tempel maak, om binne in jou te kom woon. Amen.